Goeiedag en welkom. Dit is, wat is dit vandag? Dinsdag. Dinsdag. Hulle sê dis Dinsdag, so dit is Dinsdag. As ek begin groet ek in die wonderlike naam van Jesus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede. Amen. Derde kruiswoord. Daar is u seun, daar is u moeder. Johannes 19 vers 26 en 27. Hoe ver kom ons? Ek moet die voriges herhaal, dat hierdie een, dat jy sien hoe het in mekaar inskakel. Met die eerste twee kruiswoorde het die Here vir ons geopenbaar, dat Jesus sy heel eerste kruiswoord, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat was dit? Die kruise vergifniswoord is. Toe was daar die tweede ene, tweede kruiswoord, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat het ons gesê, prys die Here, dit was die woorde van geloofsekerheid, wat dan na vergifnis volg. En toe spreek Jesus na 'n rukkie en sê vir Maria, sy aardse moeder, en vir Johannes, die disipel vir wie hy lief was, is wel wat ons daar so weet van hom, wat hulle daar sê is, daar is u seun, en hy sê vir hom, daar is u moeder. Twee mense wat glad nie verwant was nie, geen bloedverwant was nie. Nou, hierdie woorde was ook nie toevallig derde gespreek nie, soos wat ek gesê het, God het dit uit die hemel uit beplan, dat dit so agter mekaar moet volg. Wat volg na vergifnis en na geloofsekerheid? Wil jy dink, 'n kans vat? Vergifnis, dan het ek hierdie sekerheid, hierdie geloofsekerheid, en daarna kom, wat jy dan nodig? Troos en versorging. Presies wat Jesus doen. Hierdie drie kruiswoorde het die volledige orde van redding omvat. Prys die Here, dis mooi. Vergifnis, versekering, troos en versorging. Jesus se offer aan die kruis was absoluut bedoel vir die hele mensdom se redding. Die hele mensdom. Die wie hom gehaat het, die wie nog in sonde volhard het, die wat hom vermoor het, die wie sondaars was, as hy dan langsom en 'n behoefte tot redding gehad het, en ook vir wie hy lief was, en vir wie hom lief gehad het, soos Maria en Johannes, wie hierdie vertroosting en sekerheid nodig gehad het. Dis amazing. Nou is nie beter Afrikaanse woord nie. Onthou, dis een ding wat ons moet onthou. Redding maak jou nie 'n dom nie, dit maak jou nie 'n robot wat se batterye net gelaai moet word nie. Heel beste Afrikaanse woord vir gelaai, mense weet nie wat is gelaai, 'n battery laai nie, dit is 'n battery charge. Hoewel jy gered is, en in Jesus is, en die Heilige Gees in jou woon, bly jy steeds 'n mens wie verantwoordelikhede het wat jy moet nakom, en steeds gevoelens en bekommernisse soos Maria en soos Johannes het, wat aangeraak word. Jy is nie nou gevoelloos nie, nee, inteendeel, na weergeboorte is ek nog meer gevoelig teenoor hierdie goeters. Al wat redding vir jou doen, is om nie deur hierdie dinge oorweldig te word nie. Amen.
Al wat redding vir jou doen is, dit oorweldig my nie. Dit word nie my bekommernis nie. Ek kan my bietjie daaroor, ek raak aangeraak daarin, maar dit is nie die bekommernis wat my, goeie Afrikaanse woord, wat my floor nie. En watter groter vertroosting is daar, om te weet, dat selfs in sy donkerste uur, op die aarde, vanaf die kruis, het die Here Jesus na jou vertroosting en jou troos omgesien. Deur en hoor hierdie, Here, help my om dit uit te kan kry uit my uit, want die salwing oorval my. Dit is te wou hierdie. Vanaf die kruis in die Here se donkerste uur, het die Here na jou en my versorging en troos omgesien. Want van die kruis af, hoor hier, vanaf die kruis het die Here die fundament van sy liggaam op die aarde gelê. Besef jy dit? Almal is, wanneer het dit toe nou die liggaam van Jesus geword, die liggaam van Christus? Daar van die kruis af, daar het die Here die fundament grawe, die sement gerou daar aangegooi word, van die kruis af. Hoe praat jy nou? Ja, hy het daar so, toe hy twee mense, wat biologies glad nie aan mekaar verbind was nie, toe hy hulle geestelik aan mekaar verbind het, sodat hulle seun en moeder geword het in die gees. Daar het Jesus, dit is een groot salwing hierdie, want dit is so groot openbaring. Daar het die Here die fundament van sy liggaam gelê, van die kruis af. Sodat, nou gaan dit nog verder, en dit raak net nog beter, sodat ek en jy, vir altyd mekaar in hom en deur sy heilige troos, deur sy heilige gees mekaar kan troos en getroos kan word, kan help, kan beskerm, en soos wat hy in Johannes 14:26 beloof, daar het die Here Jesus, daar sê hy, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Amen. Is dit nie wauw? Here, die openbaring dat dit die derde woord gespreek was, dat dit na vergifnis, na sekerheid, volg troos, versorging. Wauw, dit is al klaar. As Here niks meer as dit gesê nie, maar is dit klaar wauw gewees. En toe, dat die Here dit oopmaak vir my, dat van daaraf het hy, daarvandaan af het hy sy liggaam se fundament gelê. Toe hy twee mense wat biologies glad nie mekaar verbind is nie, aan mekaar verbind in die gees, deur seun en moeder hulle te maak, en moeder en seun. En sodat ek en jy, en almal wat daarna inkom in sy liggaam uit, in hierdie liggaam, wat klaar gelê is, wat sy fundamente gelê is, wat klaar sterk gestaan het, by die tyd toe hy gesterf het, dat ons daar kan inkom, en in hierdie vertroosting, en in hierdie versorging van hom en na hom, en met mekaar kan lewe. Dit is die derde kruiswoord. Wauw. Kom ons sê net dankie, ons sê iets vir die Here, ek weet nie wat nie. Ek gaan die oë sluit en sê,
Vader, in die naam van Jesus, dankie dat U my troos en versorging in gedagte gehad het, toe U al aan die kruis was. Toe het U nog steeds aan my gedink. Dankie dat U daardie fundament klaar gelê het. Dankie dat na 2000 jaar, toe ek eers gebore is, daar al vir 2000 jaar op hierdie fundament gebou was, sodat ek, Here, net maklik en nog met meer vertroosting en meer sekerheid in U liggaam ontvang kan word. Here, dankie in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. Wow. Dit is hierdie goed is vir my te veel, dis is vir my te wow. Al hoor ek dit 'n tweede keer, al hoor ek nuwe goed wat bykom, of wat ook al. Here, dit is net, dit bly net te groot elke keer. Ontvang die seën van die Here. Here Gogeta, Adonai Dishmarega. Ja era Adonai Pawanilega, we Gogonegta. Yesa Adonai Pawanilega, we Asemlega. Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Nee, kom ons verander dit vanaand 'n bietjie. Die Here het my geseën en behoed my elke dag. Amen. Die Here draai sy aangesig na my elke dag en is my genadig elke dag. Die Here vat my, draai sy aangesig na my, vat my, verhef my, verrys my tot in sy teenwoordigheid elke dag. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Sjoe, prys die Here. Prys die Here. Dit is wow.